Goeiemôre broers en susters op hierdie blye opstandingssondag. Ons begin ons diens met 'n toetrede lied, lied 471 en ons sing hom 2 keer. Mag wat ons sê en wat ons doen tog vir U aanneemlik wees, o Here, ons rots en ons verlosser. Geliefdes, genade en vrede vir U van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Ons sing tot lof van die Here, lied 464, net die 3de vers. U seun word mens in ons gebroke wêreld. Kom vestig hy sy koningsheerskappy. Hy maak weer heel wat sonde hier gebreek het. Hy bring weer hoop en redding ook vir my. Dan moet ek juig, my redder en my God. Hoe groot is U? Hoe groot is U? Want deur die hele skepping klink dit saam. Hoe heerlik eer U grote naam. Broers en susters, deur die wet leer 'n mens wat sonde is. Kom ons toets ons lewens aan die wet van die Here en vergewis onsself opnuut van hoe skuldig ons almal staan teenoor God en teenoor mekaar. Luister na die wet volgens Deuteronomium 5. Die Here het gesê, ek is die Here jou God
wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring, dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of jou donkie, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus, soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte 'n slaaf was, en dat die Here jou God jou deur sy groot krag met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dan sal jy 'n lang lewe hê, en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreuk pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie, jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie, jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons staan skuldig teenoor God en medemens, laat ons ons skuld bely. Kom ons sing 231 vers 1. Broers en susters, nou dat ons skuld voor God in ons lied bely het, verseker God se woord ons van sy genade in Efesiërs 2 vers 8. Julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julle self nie, dit is 'n gawe van God. Kom ons bly ons geloof soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe
en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Nou dat ons geloof bely het, laat ons die Here eer met 'n lofsang. Kom ons sing lied 531 vers 1 en 2. Here God van al vermoë, U sal ons met U guns omvou. U gee aan blindes nuwe oë, Here laat hul op U vertrou. Ons vol getrou, U gee se leiding, God U is hier, U skenk bevryding. Ons harte sing van Broers en susters, ons lees vanoggend met mekaar 'n gedeelte saam in die Markus Evangelie. Ons lees Markus 16 vanaf vers 1 tot en met vers 8 met mekaar saam. Markus 16 vanaf vers 1 tot 8. Maar voordat ons uit die woord van die Here lees, kom ons eers tot hom saam bid. Ons almagtige God, Hemelse Vader, Here, dankie vir nog 'n dag. Dankie Here dat ons vanoggend die son kon sien opkom en weet dat U in beheer is en U wat in beheer is van U skepping die lig vir ons laat deurbreek soos die son elke oggend die duisternis verbreek. Dankie Here dat ons dit op 'n dag soos vandag wanneer ons die opstanding van ons verlosser Jesus Christus herdenk, ons juis ook weer dit in ons lewens kan sien en beleef hoe U die duisternis deurbreek, die wêreld en die mag van sonde deurbreek, die dood oorwin en vir ons die lig bring in Jesus Christus wat vir ons 'n ewige en onverganklike lewe skenk. Wanneer ons al hierdie dinge besef, kan ons nie anders nie, Here, as om stil te raak voor U en in nederige afhanklikheid voor U te staan en met alle dankbaarheid dat U ons red en verlos. Want uit onsself weet ons is nie daartoe in staat nie. Ons weet dat ons sondig is, ons weet dat ons verkeerd doen in U oë, maar ons weet ook, Here, dat U ons vergewe, dat daar by U vergifnis is en dat U genade ons vrymaak. Daarom bid ons, Here, dat U vandag in hierdie erediens met ons sal wees, dat dit waarlik 'n diens tot U eer sal wees. Dat ons in ons dienswerk hier op aarde ook alles tot U eer sal doen in dankbaarheid en in afhanklikheid van U krag, raad en leiding elke dag. En dat ons dit met blymoedigheid en volharding sal doen met die hoop wat in ons leef. Die versekering dat U U beloftes vervul, die lewe wat U vir ons gee.
Daarom bid en vra ons, wees vandag met ons in hierdie erediens, maar ook hierna, dat ons met blymoedigheid en vrymoedigheid en met oorgawe die lewe wat U vir ons gee, sal gaan leef. Aan die wêreld sal gaan wys wat dit beteken om vrygekooptes en vrygespreektes te wees, sodat almal kan sien wat dit beteken om U genade te ontvang, om die lewe te hê wat U bewerk. Ons bid, Here, spreek tot elkeen van ons deur U woord en deur U Gees, gee dat ons sal gaan leef, soos U woord ons leer. Ons vra dit alles in die naam van ons Verlosser, Jesus Christus ons Here. Amen. Markus 16 vanaf vers 1 tot 8 met die opskrif Jesus het opgestaan. Toe die Sabbatdag verby was, het Maria Magdalena en Maria die ma van Jakobus en Salome reukolie gekoop om die liggaam daarmee te gaan balsem. Die Sondagmôre baie vroeg kom hulle by die graf aan, net toe die son opkom. Hulle vra toe vir mekaar, wie sal vir ons die klip voor die ingang van die graf wegrol? Die klip was baie groot, maar toe hulle opkyk, sien hulle dat dit klaar weggerol is. Toe hulle in die graf ingaan, sien hulle 'n jong man aan die regterkant sit met lang wit klere aan en hulle het groot geskrik. Moenie skrik nie, sê hy vir hulle. Julle soek Jesus van Nasaret wat gekruisig is. Hy is uit die dood opgewek. Hy is nie hier nie. Kyk, daar is die plek waar hulle hom neergelê het. Maar gaan sê vir sy disippels en in die besonder vir Petrus, hy gaan julle vooruit na Galilea toe. Daar sal julle hom sien soos hy vir julle gesê het. Hulle het uit die graf uitgegaan en weggehardloop terwyl hulle gebewe het van skrik. Hulle het vir niemand anders iets daarvan gesê nie, want hulle was bang. Ons lees net tot sover. Gelukkig is elkeen wat die woord van die Here hoor, dit glo en dit ook gaan leef. Broers en susters, kom ons sing weer saam. Hierdie keer uit Gesang 421, ons sing daar van die eerste vers, Gesang 421, die eerste vers voor die prediking. Gemeente, die teksvers van ons prediking vanoggend is vers 6 van Markus 16. Moenie skrik nie, sê hy vir hulle, julle soek Jesus van Nasaret wat gekruisig is. Hy is uit die dood opgewek, hy is nie hier nie. Kyk, daar is die plek waar hulle hom neergelê het. Broers en susters, vandag is die opstanding Sondag, die Sondag wat ons herdenk, wat Jesus Christus uit die dood opgestaan het tot 'n ewige lewe. Die dag wat Jesus die dood en hel oorwin het, 'n einde gebring het aan die mag wat sonde oor ons het. Die dag waarop die Vader hom uit die dood opgewek het tot 'n ewige lewe wat hy ook aan ons skenk, sodat ons ook kan wees waar hy is. En dis met blydskap dat ons hierdie dag vier. Dit is met groot oorgawe en dankbaarheid wat ons hierdie dag gedenk, want ons Verlosser leef. En ons weet dit, en ons glo dit. En soos wat ons Vrydag ook gesê het, die mense van daardie tyd wat saam met Jesus die pad gestap het,
het ook geglo en daaraan vasgehou, maar dit wat hulle gesien en beleef het hulle bang gemaak. Het hulle dalk moed laat verloor. En daarom, broers en susters, wanneer ons vanoggend na hierdie gedeelte kyk, wil ek hê daar met 2 woorde in ons gedagtes wees. Die woorde verwagting en hoop. Verwagting en hoop. Want die verwagting en die hoop wat saamloop by hierdie mense en ons verwagting en hoop is wat op die einde van die dag aan ons lewens betekenis gee. Verwagting. Hierdie vroue wat gaan om die liggaam van Jesus te gaan balsam. Wat verwag hulle om te sien? Dis die Sondagmôre, die Vrydag is Jesus gekruisig, hulle het hom gesien sterf aan die kruis. En die Sondagmôre 3 dae later is hulle op pad na sy graf toe. Hulle verwag om Jesus se lewelose liggaam daar te kry. Hulle verwag om hom te sien soos hy aan die kruis voor hulle oë gesterf het. Dis hulle verwagting en dan vra die engel van die Here wat in die graf sit vir hulle, nou wie soek julle? Soek julle na Jesus van Nasaret? Want dis wie hulle geken het. Jesus wat saam met hulle gestap het, verkondig het, wonderwerke gedoen het, maar wat hulle sien sterf het. Hulle soek na sy liggaam, dis wat hulle verwag om te kry. En die wêreld, die mense van daardie tyd, het verwag dat hulle verlosser 'n militêre held sal wees. 'n Koning met status en aansien en eer. Hulle het verwag wat hulle menslike verstand vir hulle gesê het sal gebeur, want as hulle verlos wil word van die juk wat op hulle rus, het hulle iemand nodig, groot en sterk en fors om op te staan met status wat hulle gaan lei. Hulle het nie verwag dat dit Jesus moet wees wat gaan ly en gaan sterf nie. Hulle het nie verwag dat hulle verlosser aan 'n kruis gaan hang nie. Daarom is die menslike verwagting van die vrouens om 'n lewelose liggaam van Christus te kry. Maar hoekom gaan hulle dan graf toe? Wat is die sin daarin om dan te gaan sien? Die sin daarin, broers en susters, is die verskil tussen hierdie vroue en die volgelinge van Jesus en die res van die wêreld. Want die res van die wêreld het hom gesien sterf aan die kruis en vir hulle is hy dood en hy is begrawe. Want dit is wat hulle verwag het moet gebeur toe hulle skree, kruisig hom, kruisig hom. Want hy is nie die een wat aan hulle verwagtinge voldoen het van 'n verlosser nie, en daarom het hulle hom uit die weg geruim. Hulle verwagting is volbring. Jesus het gesterf en hy is in die graf. Dit is vir hulle die einde. Maar vir die vroue, die mense wat Jesus gevolg het, almal wat in Christus glo, was behalwe hulle verwagting van wat hulle gaan kry, daar ook die hoop wat in hulle geleef het. Die hoop wat in hulle geleef het, wat Jesus Christus hulle beloof het, dat hy die dood sal oorwin, dat hy sal opstaan, dat hy hulle verlosser sal wees. En dit oortref hulle verwagting. Want hulle verwag dalk menslik dat hulle 'n dooie liggaam gaan kry, maar hulle hoop dat Christus die dood oorwin het. En daardie hoop is die hoop waarvan Paulus ook in die Romeinebrief praat. Wanneer hy in vers 24 sê, ons is immers gered en ons het nou hierdie hoop. Wat 'n mens sal sien, hoop hy tog nie meer nie. Wie hoop nog op wat hy reeds sien? Maar as ons hoop op wat ons nie sien nie, wag ons daarop met volharding. As ons hoop op wat ons nie sien nie, wag ons daarop met volharding. En dis die hoop wat die vroue daartoe gedring het om tog na die graf te gaan. Hulle het volhard in dit wat Christus hulle geleer het. Hulle het volhard in hulle disippelskap om Christus te volg. Hulle het hom nie teleurgestel en verlaat nie, want Christus het hulle beloof dat hy hulle verlosser sal wees en die dood sal oorwin, en hulle het bly hoop, al het hulle nog nie gesien nie. Hulle het gesien hoe hy sterf, hulle het nog nie gesien hoe hy leef nie, maar die hoop op dit wat hulle nog nie gesien het nie, het hulle gedryf, het hulle aangespoor, het hulle staande gehou,
het hulle daardie Sondagmôre na die graf gelei, waar hulle, alhoewel hulle geweet het, menslik, hulle verwagting is om 'n lewelose liggaam te kry, het die hoop in hulle geleef dat Christus sal leef. En daardie hoop wat in hulle geleef het, toe hulle die leë graf sien met Jesus wat opgestaan het, is daardie hoop vervul. Is daardie belofte wat Christus vir hulle gegee het, het hulle besef dat God sy beloftes hou. En dit is wat hulle gedring het, dit is wat hulle laat volhard het, dit is wat hulle aan die gang gehou het. Die feit dat Christus beloof het en dat hulle gehoop het en die hoop in hulle geleef het. Want die wêreld het nie meer hoop gehad nie, die wêreld het 'n verlosser verwag wat hulle nie gekry het nie, maar hulle wat bly hoop het veel meer gekry as wat enige mens kon verwag. Hulle wat bly hoop het en geweet het dat God sy beloftes vervul, het meer gekry as net 'n wonderwerk wat die mense na gestroom het om die Jesus van Nasaret te sien doen. Hulle het meer gekry as die genesing wat mense ontvang het langs die pad. Hulle het meer gekry as wat enige mens kan verwag, want hulle het die lewe gekry, want hulle het aan die hoop vasgehou en hulle het volhard tot die einde. En dit moet ons vir onsself vandag afvra, broers en susters. Hierdie dag wat ons vandag herdenk met die wete dat Christus opgestaan het, leef daardie hoop in ons? Of leef ons eie menslike verwagtinge binne in ons? En kom ons gaan dink 'n bietjie daaraan. Ons weet wanneer ons in krisistye kom, wanneer daar moeilikhede oor ons pad kom, dan vra ons en ons bid en ons smeek dat die Here ons daaruit sal help en sal red, en ons hoop dat dit so sal gebeur, maar so dikwels neem ons menslikheid oor, dat ons die ergste verwag. Dat ons verwag dat die ergste met ons gaan gebeur. En dit, broers en susters, is 'n verwagting. Maar die wêreld verwag, en die wêreld is pessimisties, en die wêreld dink dat die ergste sal gebeur, maar vir ons as gelowiges is daar 'n hoop wat in ons bly leef. En dis nie net 'n hoop van die lewe eendag nie, dis nie net 'n hoop wat gefestig is op die ewige lewe wat vir ons wag na ons aardse lewe nie. Nee, hierdie hoop is alreeds nou vir ons daar. Wanneer ons verder lees in Romeine, nadat Paulus gepraat het oor die hoop, dan staan daar, die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê word nie. En God wat die harte deurgrond weet wat die bedoeling van die Gees is, want hy pleit volgens die wil van God vir die gelowiges. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy besluit geroep is. Ons weet dat God vir ons alles ten goeie laat meewerk vir hulle wat hy geroep het. Al is ons verwagting, broers en susters, van wat met ons kan gebeur, hoe erg en hoe sleg, is die hoop wat in ons leef nog steeds gevestig hier en nou vir God wat uitkoms sal gee. En ja, baie keer gebeur dit wat ons verwag het en gebeur die ergste met ons. En daar gebeur slegte goed met ons en daar kom lyding en nood en beproewing oor ons pad. Ons is nie daarvan gevrywaar nie. Maar dit vat nie ons hoop weg nie, want dit wat in Romeine staan, dat wat ook al met ons gebeur, God sal vir ons alles ten goeie laat meewerk. Daar gebeur slegte goed op oor ons pad. Maar later besef ons dat in daardie tyd van stryd en lyding, God daar was met sy Gees, wat ons voorspraak is, om ons te lei en te beskerm. Hoe erg dit ook al is, waardeur ons beweeg het, hoe hartseer dit ook al is, dit wat ons moes beleef, kan ons terugkyk op ons lewenspad, en in al daardie tye kan ons sien hoe God ons gedra het. En dit gee vir ons die hoop, die wete vir die toekoms ook. Nie net vir eendag nie, maar ook vir die hier en nou met die wete dat God vir ons alles ten goeie laat meewerk. Daarom, broers en susters,
Op hierdie opstandingsdag, wanneer ons die opstanding van ons verlosser herdenk, besef en weet ons en word ons weer daaraan herinner dat God die dood oorwin het. Ons laaste vyand, ons grootste nood en lyding is verslaan. Want Christus het uit die dood opgestaan en hy lewe. Die vroue wat na die graf gegaan het met die verwagting om 'n lewelose liggaam te kry, wat met hoop bly volhard het veel meer gekry as wat enige mens ooit kan verwag. Hulle die hoop wat in hulle geleef het se vervulling beleef, toe hulle die leë graf sien en weet Christus het die dood oorwin en hy lewe. Ons broers en susters lewe met ons eie verwagtinge. Ons eie verwagtinge van wat ons kan ontvang en wat ons kan verwag as ons gelowig leef. Ons elkeen het ons eie idee wat ons toekoms inhou. Maar soms gebeur dit dat ons weet dat op hierdie lewenspad daar ook droefheid en lyding is, soos hierdie mense rondom Jesus dit ook beleef het. Ons weet dit gaan ons tref en dit gaan oor ons pad kom. Maar wat is ons verwagting van daarna? Ons verwagting is nie die einde nie, ons verwagting is nie die slegte nie, ons verwagting is nie die seer nie. Nee, ons hoop wat in ons leef, laat ons met volharding vorentoe kyk, deur die moeilikste van tye, en te weet dat God vir ons alles ten goeie laat meewerk. En te weet dat ja, selfs wanneer die laaste vyand die dood toeslaan, dit ook nie meer vir ons 'n bedreiging is nie. Want Christus leef, en ons met hom. Daarom, broers en susters, kom ons dink onsself dit in, en kom ons dink terug aan daardie dag, waar dit gebeur het, waar Jesus gekruisig is, en al die mense wat hom gevolg het, dalk alle moed en hoop kon verloor het. Omdat daar nie aan hulle verwagtinge voldoen is nie. Maar kom ons dink ook aan hierdie dag, 3 dae later, toe hulle hoop en God se belofte vervul is, en hulle voor hulle oë gesien het, hoe God hulle verlos en die lewe in Christus gee. Kom ons onthou dit dan in ons lewe van elke dag, wanneer ons daardie bittere stryd en lyding moet voer, wanneer daardie seer op ons pad ons tref, wanneer daardie teleurstelling ons partykeer wil omslaan, wanneer die golwe van die lewe ons oorspoel, kom ons laat dit nie ons verwagting van die einde wees nie, maar kom ons laat die hoop van God in ons leef, en kom ons leef met volharding daardeur, want die hoop leef in ons. Die wete dat God vir ons alles ten goeie sal laat meewerk, en dat selfs die dood nie meer vir ons 'n bedreiging is nie, maar ons in die lewe in Christus ontvang het. Laat dit ons lewe bepaal, laat dit elke oomblik van elke dag bepaal, al gaan ons deur die moeilikste tye, al gaan ons deur die diepste dale, al moet ons oor die hoogste berge, laat ons hoop op God gefestig bly, want die hoop beskaam nie. Kom ons hoop op dit wat ons dalk nog nie sien nie, want dit is ware hoop. En intussen weet ons dat die bystand van die Gees by ons is, soos hy ook hierdie mense gedra het wat rondom Jesus was. En kom ons weet dat ons die lewe het en dat God vir ons alles ten goeie laat meewerk en alles van ons laat uitloop op die lewe in Christus. Amen. Kom ons bid weer saam. Drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, Here, dankie dat U wat ons Vader is, ons sorg en vir ons sorg en ons beskerm. Dankie dat ons weet dat ons in U hande veilig is en dat ons altyd met daardie wete, dit maak nie saak wat ons verwagting is nie, ons met daardie hoop kan leef, omdat ons weet dat ons op U kan vertrou, omdat U altyd voorsien. Dankie Here dat ons in Jesus Christus die lewe het, dat ons finale vyand die dood verslaan is, dat ons met hoop kan uitsien na die toekoms, omdat ons weet dat ons hoop verseker is in Christus Jesus. En wil U gee, Here, dat ons daarin sal volhard, ons oë gerig op die lewe wat U vir ons bring. Dankie Here dat U Gees elke dag vir ons pleit, dat U Gees in ons woon en in ons werk en deur ons werk, en dat U deur U Gees ons staande hou deur die moeilikste van tye, en dat U alles vir ons ten goeie laat meewerk, al gebeur wat ook al met ons op ons lewenspad.
Dankie Here dat dit juis ons hoop kan wees. Ek wil U gee dat ons daarin sal volhard en met oorgawe sal leef. Wees met elkeen van ons Here wat op hierdie stadium dalk hartseer beleef, wat dalk siek is, wat dalk lyding beleef, wat dalk oor 'n hoë berg moet gaan, wat dalk deur diep dale moet gaan, dalk deur stromende riviere of dalk deur vlamme wat brand. So voel dit soms vir ons Here wanneer die lewe met ons gebeur. Maar wil U in daardie tye met ons wees, met elkeen van ons wat U ken ons behoeftes die beste, dat ons in daardie tye altyd ons hoop op U sal bly vestig, sal bly volhard en sal weet dat U vir ons uitkoms gee. Maar wees ook Here met ons in die blyste van tye, wanneer dit die beste met ons gaan, dat ons vreugde en ons blydskap teenoor U sal uitsing met dankbaarheid en alle eer aan U laat toekom, omdat ons weet dat U uit genade voorsien. Wees met elkeen van ons Here, elke tree van die lewenspad, gee dat ons hoop gevestig sal hou op U en dat dit ons sal dryf, dat dit ons oogmerk sal wees en dat dit is waar volgens en waarna ons sal leef en ons altyd daarop sal vestig. Ons bid en ons vra al hierdie dinge vandag, nie omdat ons op enigiets kan aanspraak maak nie Here, maar ons bid dit omdat ons weet dat U uit genade voorsien en ons vra dit alles in die naam van ons verlosser, Jesus Christus, ons opgestane Here. Amen. Broers en susters, ons slotsang kom met gesang 415, ons sing daarvan die eerste en die derde verse, gesang 415, ons sing die eerste en die derde verse ten slotte. Geliefdes, ontvang jullie seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by elkeen wees nou en vir altyd. Amen. Broers en susters, aan die einde van ons erediens net so 'n paar afkondigings, soos ons gesê het Vrydag, ons sal vanoggend die gewone Sondag afkondigings doen, so al die afkondigings vir die week gaan ons nou gou deurgaan. Eerstens ons huisbesoek. Dit is Dinsdag doen ons huisbesoek in wijk 12 weer saam met Fanie en Royka van Ryn. Dis hulle wijk. As die afsprake met u gereël is, ons hou so by die afsprake, dan Dinsdag doen ons huisbesoek in wijk 12.
Dan ons Bybelstudie gaan voort soos normaalweg, Woensdagoggend om 9:00 en dan ook Donderdag aand om 7:00. Ons Bybelstudie soos gewoonlik 9:00 en 7:00 Woensdag en Donderdag. Dan broers en susters, ons padkafee, hierdie advertensie ook in die week op die gemeentegroep reeds gekry. Ons wil met die padkafee begin eers komende Vrydag, dit is die 25ste. Die advertensie daar gesien, die verskillende produkte wat ek koop is, curry en rys teen R35 elk, pannekoek teen R6 elk, en dan jaffels, maar daar is nie die gewone maalvleis jaffels nie, daar is ook curry maalvleis, en ook hoender mayo jaffels as jy wil bestel. Jy kan vir myself of vir Bernet of vir Rihanna 'n boodskap stuur met die bestelling en ons sal dit so aanteken en dan kan die bestellings kom afhaal tussen 4 en 6 Vrydagmiddag hier by die kerk. Dan wil ek vra broers en susters almal wat wil bestel. Ons het nou gesê teen Woensdag moet ons die bestellings hê, maar daar is nou nie 'n tyd by nie. So kom ons maak dit dalk maar Woensdagmiddag so 5:00 dat ons ten minste net Woensdag aand en Donderdag het om die beplanning te doen en die aankope te doen. So Woensdagmiddag 5:00 as ons al die bestellings dan kan in hê, dat ons dan daarvolgens dan die beplanning kan doen en dan almal wat wil kom help om die kos gaar te maak en reg te maak Vrydagoggend van 10:00 Vrydagoggend af gaan ons hier by die kerk werk. So almal wat graag wil, almal wat se program oop genoeg is om dit te kan doen, almal wat kan kom help van Vrydagoggend 10:00 af, gaan ons hier by die kerk besig wees om dan al die voorbereidings te doen en dan sal ons teen 4:00 reg wees vir almal om hulle bestellings te kom afhaal. Broers en susters, ondersteun ons gaan die eerste padkafee is nou net adverteer ons nou basies net in die gemeente, maar as alles nou goed werk en reg werk soos wat ons graag wil hê dit moet werk, dan sal ons bietjie weier gaan en elke laaste Vrydag van die maand of elke Vrydag na die einde van die maand sal ons 'n padkafee hou en dan ook in die dorp by besighede en dan ook so 'n bietjie weier adverteer. So kom ondersteun ons ook met hierdie projek vir ons, die padkafee, dis eers komende Vrydag dan. Almal wat wil kom help en wat wil bestel asseblief. Dan broers en susters, is daar net nog rondom die swart sakke. Ons het die swart sakke so rukkie gelede uitgedeel en gevra dat deel van ons barmhartigheidsprojek die nie bederfbare produkte in die swart sakke sit en vir ons terugbring en aanvanklik het ons gesê vandag, maar daar is nou al baie sakke wat teruggekom het. Baie dankie daarvoor vir een en elkeen wat bygedra het en gehelp het daarmee. Baie dankie vir almal se moeite. As daar nog van u is wat nog swak sakke by die huis het, u kan dit enige tyd terugbring. Dit maak nie die saak wanneer dit terugkom nie, maar dit is nou alles rondom die lydingstyd wat ons gehad het vir die barmhartigheidsdiens. So baie dankie vir almal wat reeds gebring het en almal wat nog swart sakke by die huis het. U kan dit nog steeds vir ons bring. Ons sal daarvoor baie dankbaar wees. En dan net 'n afkondiging broers en susters. Die kerkraad het nou Vrydag ook vinnig daaroor gepraat. Die 11de Mei sou ons kerkraadsvergadering gehad het, maar die 11de Mei is ook Moedersdag. En dit gebeur dat almal baie keer na kerk familietyd wil saam hê. So ons gaan nie die kerkraadsvergadering die 11de Mei die Sondag hou nie. Ons verskuif die kerkraadsvergadering net na die Maandag toe, die 12de Mei om 6:30 die aand. So die kerkraadsvergadering verskuif van die 11de Mei na die 12de Mei die Maandag aand om 6:30 dan die Maandag aand die kerkraadsvergadering. Broers en susters, dit is al van my kant af wat die afkondigings betref. Ons gaan koffie en tee saam drink en 'n bietjie met mekaar saam kuier. En dan 'n geseënde dag vir u verder en 'n goeie en 'n geseënde week vir elkeen van u wat voorlê. Gaan in vrede.